In verlede week se woord vir die week het ons gesels oor wat die doop is. In besonder het ons vir mekaar gesê, maar dit is hoe ons in die NG Kerk, in die Nederduits gereformeerde tradisie, die doop verstaan. Naamlik dat dit 'n uitstorting van God se liefde is. Maar wat is die implikasies daarvan? Wat beteken dit wanneer ons vir mekaar sê, maar ek wil 'n gedoopte lewe lei. Ek wil 'n gedoopte wees in die naam van Jesus Christus. En Paulus verken hierdie vraag wanneer hy 'n brief skryf aan 'n gemeente wat hy nooit gestig het nie in Kolosse. Nou hierdie is 'n gemeente wat 'n klomp uitdagings in die gesig gestaar het. Natuurlik, soos al Paulus se briewe, is daar lof vir dit wat hulle goed doen en vir dit wat hulle baie mooi bereik het in hulle geloofspad met die Here vandat hulle tot bekering gekom het. Maar uit dit uit en in hulle omstandighede het Paulus agtergekom, maar daar is toch nou 'n paar probleme wat tot stand gekom het. En wanneer ons Kolossense lees, is dit eintlik moeilik om vas te stel wat daardie presiese dwaallering is wat ontstaan het. Jy sien, want waar Kolosse geleë is, was dit 'n plek waar daar gereeld aardbewings plaasgevind het en droogtes ook redelik plaasgevind het. Dit was 'n gemeenskap wat nie in harmonie kon saamleef met die natuur rondom hulle nie. Hulle het die heeltyd gevra, hoekom die gode hierdie rampe oor hulle pad stuur. Net hulle vinnig in hierdie godsdienstige rituele verval om seker te maak dat daar nou nie weer 'n aardbewing of daar nou nie weer 'n droogte plaasvind nie. En toe nou 'n klomp gelowiges in Kolosse verbykom en vir hulle sê, maar om 'n ware Christen te wees, moet jy eers deur al hierdie hekkies klim. Toe sê Paulus, nee, dis nie waaroor dit gaan nie. En in Kolossense 3, ons woord vir die week hierdie week, gee hy dan nou vir ons 'n uitgebreide verduideliking oor nommer 1, die probleem van die mense van Kolosse, en nommer 2, hoe ons hierdie gedoopte lewe kan leef. Hy begin om te sê, maar weet julle wat is julle probleem? Weet julle waar julle tekort skiet? Weet julle hoekom julle in hierdie godsdienstige rituele verval? Dis doeteenvoudig, want julle fokus is op die verkeerde plek. Julle fokus is nie by Christus nie. Julle fokus is nie by die een wat in beheer is van die natuur nie. Julle fokus is nie by die een wat aan die begin van tyd daar was, toe God tot alles tot stand gebring het nie. Inteendeel, julle fokus is eerder op watse rituele kan ons nog doen? Watse praktyke kan ons nog uitleef? Watse dinge kan ons nog doen om seker te maak dat hierdie dinge nie met ons gebeur nie? Is dit dalk nie 'n manier hoe ons na die doop kyk nie? Ons moet net seker maak ons is gedoop. Ons moet net seker maak ons het ons kaartjie na die hemel toe. Ons moet net seker maak alles is reg. En dan kan ons agteroor sit. Dan kan ons ontspan. Dan kan ons maak en doen net soos wat ons wil. Paulus sê nee. Paulus sê ons moet die pantoffels van die alledaagse lewe moet ons uittrek
En ons moet die formele skoene van Christus aan ons voete sit. En ons moet fokus op hom. Ons moet staat maak op hom. Ons moet in alle omstandighede na hom toe draai. Ek wil jou weer vandag vra. Wat beteken dit om gedoop te word? Wat beteken dit wanneer ons sê ek is 'n gedoopte in die naam van die drie-enige God? Beteken dit ek stap 'n pad saam met die Here? Of is dit net doeteenvoudig om te sê, maar weet jy, ek het my kaartjie na die hemel toe verseker? Watter pad stap jy? Wil jou uitnooi, as jy van hierdie video's hou, like, gee jou opinie, gesels saam met ons in die comment section en follow en subscribe sommer tot wat hier aan die gang is. En dan sal jy op 'n weeklikse basis hierdie video's kry. Ons nooi jou uit om saam met ons op reis te gaan met die Here, met een teksgedeelte elke liewe week. Amen.